Welkom terug, dames en heren. Ons is nog steeds in Junie maand en het reën so saggies hier buite. Ek sê Pura Jules het Anna weer bestel. Die weer beteken dat jy moet in jou bed wees met, hoe sê hulle, Netflix en chill. En chill maar so 'n bietjie, ja. Soos ek genoem het, guys, ons is nog steeds in June en julle weet mos nou ons doen die youth segment. En vandag is ons bevoorreg om 'n oulike paar, hulle sê 'n kappelie, Ted van Vredenburg. So ons het die Burg in die huis. Hulle sal hulle self introduce. Wie hulle is, van waar is hulle en waar in die Burg is hulle, ja. Jules, jy gaan seker vir jouself introduce. Hy was lank weg. Hy was baie lank weg. Vorige episode nie loods, verstaan jy? Maar dit is nou die eerste keer na maande. Die mense wat ek ken is ek, Julian, also known as Pura Jules. Ja, is lekker om hier te wees, mos na lank. Welkom terug. En ek sien wie oor die eerste keer nou, seker na wat, 2 maande, ne? Is dit nie 3 maande nie? 3. Welkom terug. Nice, ek is bly gesien. Okay. Ek is bly. Ons gaan sommer na die girl langs in. Okay. Hi, my naam is Setu Jose. Ek is van Vredenburg en Vredenburg Rugby Club se media. Hi, goeiedag. Ek is Efton Diedriks. Ek bly in Vredenburg en ek is bekend as Efton de Baba. Righto. So ons het 'n baba in die huis en dan het ons iemand besê cheerleader, maar dit is nie. Hoe het jy gesê media? Sy self ons verduidelik presies wat sy actually doen. En jy is nog op skool, nee? Ja, ek is op skool. Wat jaar het jy klaar gemaak? 2024. Okay. So let the conversation begin. Jules? Hey, eerste vraag. Kom eens hier. Nee, rarig. Eerste vraag nie. Ek gaan maar so, 'n ligte vraaggie. Maar vraag. Sê toe, ek weet jy gaan mos seker vra miskien meer oor die skool en alles daai nie, maar wat my mind prikkel 'n bietjie is why rugby? Chase, en ek weet ek gaan nou weer 'n stigma los of 'n stereotype because rugby is mans. Dis nou ook stil jy belang. And rugby, is it enjoy jy die sport? Because jy sê mos jy's 'n Vredenburg content creator, ne? Enjoy jy die sport of is dit my ding van ek wil skryf 'n dag vir ander vroumense man. of ja, wat is jou ding as? Right. Ek het eers begin 2019. Toe ek met Poko kyk het, rugby speel, met Pot wat die baie gespeel. Hy speel nou nog by die baie. Ja, en Sorry, jou broer, ne? ja, my broer. En wie is jou broer dan? Geleto Jose. Hy speel Vir die vir baie. die baie, ne? Ja, First team. first team. Nou hoe gaan jy nie baie doen, ne? Ja, ek was by die baie gewees, maar toe los ek die baie. Toe kom ek 2024, moes nou Burg toe. Ja. Also jy travel ook saam met Danny Tim en Yes, kan maar sê. Heeltemal tussen towns. Asia, easy lots. Is oor en weer. Maar okay, ja, is na. Ja, so ek wou maar kyk en vir my gevoel rugby is interessant en sy ontmoet meer mense en vriende. Ja. Dis hoe ek kan maar sê. Ek is een wat rugby hou as wat sokker. En die Burger gister rugby gespeel. Die vroumense. Die vrou. Is jy deel van daardie, Ek is 'n deel van dit. né? Is dit school age en jy kan nog Nou, ek is eintlik kan maar ek Jy sal wil nie, net. nee. Ek wil dit graag weer niet. create your content. Jy wil net die content create. Content Okay. create. Behind the camera en so. Okay. En hoe voel dit om content te create en jy is nog steeds in die skool? Hoe balance jy alles? Vir my is dit baie swaar eintlik, maar ek balans lekker. Ja, Jy kry jou balans. ek kry. En ja, ons praat met die content, né? En om eerlik te wees, jou naam het ek gehoor al by verskeie ouens uit die kant, seker met jou content ook kyk, verstaan jy? En ek is nie bang om te sê, ek kyk die Burg, so content, Obvious. regtig, né? So as jy, is seker maar 'n ding van jy, ons is, ons is enemies of the game. Maar sê jy, wat 'n tipe content, is dit die content ook maar wat, is it painting of as jy met die spelers, want ek sien as mens nou verskillende content creators met verskillende dinge, so sommige mense fokus op die painting part of it, en sommige mense fokus op die rugby spelers om te hoor wat klabby poe. So wat se Ek is eintlik by die spelers. Ja. en dan wat se vra jy nou daar dalk. Want ek het gesien, sorry, nee, want ek het gesien by Bafana kyk.
Nee, dus daar ook 'n content creator. En sy soek by 'n podcast ding as 'n en sy is die tipe vraag, ek dink Robin het ook genoem van die tipe vraag wat die mense vra. Want toe die een content creator op die Bafana Games se maar gevra, "Hey, gaan julle vir dinges wen?" Gaan jy van Mexico wen en met hoeveel gaan julle van Mexico wen? Hoe vra jy dit? So jy vra en wat is die tipe vraag soos in Ek vra eintlik wel hulle hoe voel dit om te speel en hoe was dit? As hulle gelukkig met dit en waar is skool en hoe voel jy die span bou? Nee. Okay. Ja. So jy doen na die game interviews. Yes, maar nie nou meer nie. En dit is vir jou, is dit vir jou self wat jy wil weet regtig of is dit vir you know what ons gee die content Ons vir die gemeenskap. Ons doen dit vir die but it's gemeenskap. also part of because ek steek belang in dit nee. Yes. Ja, dis reg. Right, nou, ons het mos gesê ons het 'n baba ook nice. Ek sou so veel van hy baba af jou. Van almal wil net van my hare vroet. Efter jou journey, jy het 2024 klaar gemaak met skool, Ja. right? En jy's 'n besigheidsman. Hoe het jy by die besigheid gearriveer? So, ek het in 2023, ek onthou ek het my hare gehad skeer by 'n sommie van my, nee. Sy naam is Mzokolo Gadausi. Hy is bekend as die hoërskool baba. Toe het ek by hom gehad skeer. Ek was nog op skool, 2023. Ja, ek onthou ek moet uitgegaan het. Toe was ek my hare pijn. Toe voel ek net daai dag, man, joh, kyk hoe mooi skeer die man my hare. En toe sê ek vir hom, soos, nee, ek wil ook nou hare skeer. Ek wil ook nou begin. Van, as aard, vir my is dit aard, man. Oh, As wow. God-given talent, wat ek het. Toe het ek net begin skeer en ek het eendag my broer gevra, kan ek nie jou hare skeer nie? En hy het vir my gesê, nee, ek kan nie. Van, ek wil nou net skeer, maar ek het nog nooit hare geskeer nie. So niemand het my vertrou nie. Maar toe, eventually het hy vir my gesê, nee, ek wil skeer my hare. En daar was 'n klein mannetjie ook wat gesê het, ek moet skeer. 2 koppe, elke week het ek het soos, net vir die mense 'n boodskap, soos met sommies nou wat ek het. Kan ek jou hare skeer? Dan sê die manne vir my, nee. Maar eventually het hulle begin na As hulle mos nou sien die Ja. result. 2024 toe ek klaar maak met skool, soos video's gekyk heeltyd en ek kan nie onthou waar dit gekom het. Maar toe sien ek nou net jy die mense kom na my toe en ek sien hoeveel Pieter my werk elke dag. Sure. En was daai alles soos jy sê nou die toe jy eet van boom ek wil hare skeer. Was dit toe jy op skool was of is dit na skool? Op skool, ek was op skool. So was daai nou jou nou my droom, dis wat ek gaan doen na skool, of was daar iets voor jy die hare skeer kon ontdek het? Nou, ek kan nie sê dit was soos 'n droom nie. Het was nie soos 'n droom. Ek het net gevoel, ja, hoekom? Dit het vir jou Wat het gevind. vir my gevoel, joh, ek wil hare skeer nou, man. As aard, ek wil dit ook doen. Het was nie soos 'n droom nie, het was vir my soos 'n hobby. Maar op die ouderdom nou, hare skeer is dieper vir my. Van ek hou van dit, man. Miskien as ek hare skeer en ek is miskien 'n bietjie stresvol of ek is nie lekker nie en iemand kom hoe hulle stuur my 'n boodskap, dan vergiet ek van ek is besig om te sny nou. Sure. That's powerful. Ja, en sê toe, jy is ook in die hare bedryf. As jy klaar is met skool, of wat is jou? Dit is nog 'n journey om te loop. Het jy al dalk uitgefigure, you know what, waar naartoe ga ek gaan, of wag jy ook maar vir so gelukkie soos daai man, om te check hoe mense hare skeer, dat jy, nou ga ek so maar so ingryp, of het jy iets in mind? My droom was om 'n polisvrou te wees. Come on. Hoe kom wel allemaal so mense lie? Why? Lady in Blue. Ja, dit is eintlik my droom van kleins af. Okay. Hoe kom aan? Wat is die... Maar ek voel dat ek of kan die mense kan die mense red. En die mense kan beskerm. Okay. Ja. Dit sal nice wees. Ons capture die moment so in die toekoms gaan ons jou weer nooi. Kyk of jy daar uitgekom het. Julle, wat doen die jong mense in Vredenburg? Behalwe rugby. Kolanga baan om ons beach vol te maak. Wat is daar vir julle? Doen in die buk. Weet wat hou julle vir julle besig? Personally vir my, nee. Soos, ek is 'n baie onhuisige mens, nee. Okay. Ek het die vriende wat ek kan bel of kan sê, kan ek dit by jou kom, kan ek jou kot sê. Ek het een, soos iemand wat ek my vriend kan noem, ek het een bara, nee. Maar, ek kan nie sê ek gaan na hom toe elke dag, so ek is onhuisig, wat ek doen is,
ek sal game speel. Okay. By die huis, ek sal skoonmaak, ek sal slaap, dan sal ek soos heeltyd game speel, net in die huis en hare skeer. Dit is so dan. En huisig is daai, jy sê jy hou van in 'n huis vies. Ek hou van die huis vies en ek het my redes so hoekom ek, in huisig is. As jou rede, because there's niks om te doen in die perkie, dat jy in huisig is en liefste game speel en dinge so, is daai? Want ons vra ons nou die vraag, Ja. wat is daar? My rede is, nee, soos, vir my voel het ek het nie rigting nie. Wow. Dan bly ek in die huis want ek weet nie Ons is 'n rigting vir die dag nou. Ja. Ek weet nie waar om te gaan nie. As ek nie na my meisie toe gaan nie, waar toe gaan nie. So dan gaan ek eerder na haar toe. Maar as ek nie na haar toe gaan nie, dan bly ek by die huis. En hoekom het jy nie chomes in die perkie, is dit... Ek het 'n perspektief van die perk en ek sê altyd vir die mense, ek is nie nog much oor die perkie man, because of experience, ek het daar skool gegaan, ek het ek sal nie sê my traumas nie, want daar is my goeie kikies, wat jy skoor op TLMSI en dis easy stuff. Hoekom het jy nie chomes nie, as dit oor die selfe rede, hoekom ek dink, because ek dink, of maybe dit gechange, ek sê altyd ek sal nooit perk toe gaan nie. Sien jy? Because for my, die experience wat ek het is dangerous gewees, altyd. Verstaan jy? En elke laaitjie wat ek gesien het altyd, in my tyd, ek weet nie nou nie. Verstaan jy? Was ek altyd voor bang man, because ek sit allemaal soma onder die selfs aanbel, ek is like, jy laat my so treat, en ek het jy so dinge, so, is die, miskien galke rede, kom jy die vriende het, of is dit my, ding van, nee man, ek is maar, a lone ranger. Ja, kom ek sê, ne? Ek voel net, ek sien nou liever die jong mense buite, veral my ouderdom. Soos, die manne sal besluit, nee, ek wil nou drink, ek wil nou dit doen die naweek, nou ek is nie so nie. Ek sien nie myself as hy mense, want ek kan nie hy mens wees nie. En dan sê jy vir my, mis nee, ja, moet nie weg, want sê vir my, sê, stop die isolation, as jy goed die, verstaan jy? There's reasons behind die... Dit is 'n diepe conversation, maar ek like die feit dat hy confidently dit sê. Ek moet vir jou high five gee. Eften, want dit is so belangrik veral vir jong mans om te kan sê, maar nee, ek wil nie deel wees van dit nie. Of ek choose myself. Verstaan jy? Dit is baie belangrik veral in hierdie crucial tyd wat ons nou is, wat violence, onnodige violence ons jong seuns vat. As ek het so kan sê, vir die mense wat nou op die streets is en so. So ja, big up vir die. En sê toe. Ek stem saam wat hy nou sê. So jy is ook binne die huis? Ek is ook binne by die huis, ja. Ja, allemaal bang. As wat net raak, by Saterdag sien weer terug by die huis. Terug in die huis. Terug in die huis. Dat is die veiligste. Veiligste manier. Dat is allemaal interessant. Guys, ons allemaal weet is 'n election, ja. Nou wil ek, jy is mos nou klaar met die skool, hoe voel jy oor die local elections? Is jy geregistreer? Gaan jy stem? Nie skaam is om te sê, Ja. ek gaan nie my maat. Nie skaam is, sien jy? Ek is skaam nie, ek is skaam nie. Come on. Ek onthou nie, ek het een dag by die huis gesit, ek en my mense. Toe kom haar mense af voor ons, ja, en hulle sê vir my, hulle wil hê die jong mense moet stem. Toe vra ek wel, hoekom moet ek stem? Toe sê hulle, my stem kan 'n change maak in die wêreld. Toe dink ek net vir myself, maar kyk hoe is dit buite die lewe. Dan stem die mense nog steeds. Onthou, ek het 'n probleem met mense wat stem, né? Maar ek persoonlik, ek het nog nooit gestem nie. Wow. Ek het nog nooit gestem nie. En jou rede, ek hoor jy sê, kyk hoe lig ek die buitekant, dis hoekom ek nie stem, is die ding is rede, of is dit my ding van, because ek sien baie jong mense gebruik die rede, ne? En maybe is it a valid reason vir hulle self. En sommige kere moet 'n mens maar net, in die pot gaan krap en lekker begin te proe, wat moet ek 'n bietjie sout gooi? Because your vote kan miskien nie change wees. True. En dit is baie belangrik. Ek was ook so jong. younger self. Jou younger self. One vote van die millions of vote change, but it does though.
op 'n einde van die dag. So ek wil vir jou net ook encourage, register to vote, my bra. Kry vir jou iemand, lees die policies, as it, relate met jou, resonate met jou, and then, try and go and vote and encourage even your friends. Want op 'n einde van die dag sê jy toe, gaan ons net by sit, dan wil ons 2 sente gooi. Waar was jou 2 cent gooi as jy nie gewote het? Jou kry het. As I think so, if you're not gonna vote, then don't moan. Because why would it like die buitekant as jy ook? Wat die gaan. Do you see the ding? Ek hoop regtig dat hy dalk sal dink om te gaan stem. Dink om te stem sê toe, jy kan mos nog nie. Ek kan mos nog, maar ek voel net ek sou nie gaan stem nie. Want wat dit sy stem. Why? Daar is niks verandering nie. Hoe meen jy soos as julle wil trouble. Maar sê, wat gaan aan met vandag sê jy? Susan, okay, wag, skep ons 'n scenario. Jy sê wat? Daar's niks wat gebeur nie. Susan, skep ons 'n scenario, maybe waar jy gedink het, alright, mense se stem sal maybe die gechange het. Miskien in 'n school setup of maybe ek gaan nog 'n bietjie foreigners ding as jy soos wat is dit wat jy sien? Soos hulle beloof jou dit en daai, maar dan. Wat is dit en daai? Soos nou, hulle gaan jou apartjie vir die kinders opset, maar ek kom dit so nie. So ek voel met nie. Hulle maak leeg beloftes. En dan gaan jy net so los. En wat dink jy nee as kom ons sê 90% van die youth die buitekant en ek sê nie jy's verkeerd nie. Sien jy? Ek sê nie jy's verkeerd nie. But imagine how 90% of the youth vandag sê, ag ons worry nie, gou. Ons gaan nie stem nie. Ons gaan nie dit ding as jy. Ons gaan nie daai ding as jy. Wat dink jy gaan, Suid-Afrika as oor 'n paar? Hoe gaan die land lyk? Sien jy, because why soos ek ook preach die hele tyd, julle is die leiers van vandag. Sien jy, baie sê van môre. Maar as julle as leiers dan nie val nie dan. Ek weet nie as dit 'n vraag of wat nie, maar maybe is dit maar 'n ding van, net refreshing en Zijn ik het tafel om te beantwoorden? Dat maak ek dink is eintlik 'n vraag, is my A type of reflection. Maar ek hoop regtig dat jy inspired self voel om te gaan stem. Van veral die local elections is baie crucial. En ongelukkig of gelukkig lê die power by die jeug. Wat lê by die jeug? Het lê uit by julle. So ja. Kijk. En ek dink die jeug moet ook verantwoordelikheid vat. Van hoe die buitekant lyk. Jy's met die stemmery missie. En ek sien ons wil ook die verantwoordelikheid vat buitekant. Ons wil net maar altyd sê, what, ja, kyk hoe lekker na, but we were also the opportunity gehad om te sê, let's change this thing. Verstaan jy? Maar ons wil ons gaan die verantwoordelikheid vat en come to verantwoordelikheid vat. Ja. Kan ons maar aansluit by vraag iemand kan ouers moet ouers verantwoordelikheid vat van van hoe julle as jeug, Uitdry. Like buitekant, dink jy dis ouers se as ons kan maak op hulle sê nee die jeug is die mekaar is because of julle. Dink jy as fair to say die jeug lyk so want as die ouer sê toe. Sorry. Ek voel as verkeerd. As die ouers se skuld. As ouers se skuld. Sê die ouers se skuld. As ouers se skuld. Van as hy jou papa was, né? Moet jou ma moes al leer het. Wat om te ook kan jy sê vir jou groot, kan maar sê vir jou kan ek nou sê. Vir jou gereis het, kan maar sê om groot gemaak het. En gesê dat in daai is verkeerd. Maar aan die ander kant ook as dit ook jou eie skuld ook. Want dit mos jou besluit. Ja. So the two way. Wat die 50-50. Ek sal sê, né? Soos jou ouers, né? Kan weer allemaal vir jou groot tot op 'n sekere ouderdom. Hulle sê weer wat is reg, wat is verkeerd. En as men nou van ons wat die men al twee ouers groot geraak het of sonder ouers nog groot geraak het. Maar daar is die punt nou. Ek wil net sê ons soos I'm sorry. Maar wat is er nou?
Ek het my broer vergeet. Gaan so. Ag, jy gaan nou op het kom. Ja. As na jou ouers vir jou groot gemaak het, nee. Kom sy tot op 'n punt waar sy nou 'n groot mens. Nee, sy begin nou raak groot, sy is op jou eie. Sy kan wel in hulle huis bly. Nou, en alles sal nog steeds vir jou sê, sy is nog my dak, sy moet my respect, sy moet my reels en volg in die huis in. Maar dan kom dit in by jou keuses. Jou keuse, sy wat 'n jong mens is, wat sy keuse gaan sy maak. Alhoewel sy by jou ouers bly, of sy nie by hulle bly nie. Wat sy keuse gaan sy maak. Ek vat dit net so, soos ek het opgegroei, ek was baie streng groot gemaak. En ek dink, dat is hoekom ek vandag so is, dat is hoekom my mindset so is. En sal jy sê dat op 'n sekere mate baie van die ouers moet hulle kinders meer streng groot maak? In your experience, because jy het uitgedry soos jy sê, mos nou van, you know what, you are responsible. En mense kan sien, you are responsible in how you carry yourself. Verstaan jy, kan jy mense sien. So sal jy sê dat streng groot maak is actually something good? Jo, daar is 'n 50-50 kans mos. Soos, ek het baie stories gehoor, nee, of gesien ook met my eie oë, dat sy is in 'n goeie huis groot gemaak, sy het alles. Alles is daar rondom. Ja, en dan as jy groot is, dan val sy in drugs. Daar is nou weer seker groepsdruk, ek weet nie wat is jy maar. Daar is die ding, ja. Because sommige kere moet ek as ek nagehoor gemaak word, Dit is. Voor ek ding, sorry, ek wil net gevoel challenge wil hoor wat sê julle van die ding. Robin Gelden het op die laaste op julle episode gepraat van, sy het gesê dat, en ek dink hulle gepraat van die tienerswangerskappe, maar sy het gesê van hoe die jeug buitekant lyk is die result of wat aangaan binne die huis. As 'n refleksie wat in die huis is, ja. Stem julle saam met daar? Wat as binne die huis, as die mekaar, dat is ook om die ladies die mekaar is, dat is maar tokie, wat gesê, stem julle saam met daar? Ek stem nie saam. Ek stem nie saam, because, nee, sy kan nie, as dinge nog nie goed is by die huisie, dan kan sy nie, sy moet eintlik hy gebruik, om ons nou wat Pieter te maak vir jou, dan moet eintlik die motivation, dat nee, ek wil dit nie oordra nie, man, ek wil Pieter doen as die, sien, sy moet uit kan kom, daar is hoe ek het sien, het kan wel zwaar wees, het kan challenging wees, maar, maak het as een motivation, nee, ek wil nie meer so leven nie, man, soos ek myself, ek kom die hy, Wow. Sure. Dankie Efton dat jy daai deel met ons. Sê toe. Ek stem heeltemal saam met sy het nee. En dat hang van jou af, jy moet nou aan jou besluit en jou ommotiveer is. So ja. En ek dink my broer, en ek stem 100%, ek kom ook uit 'n streng groot huis uit, en ek dink, ouer mense raak konstant besef, jy weet dat, ja, ons noem het streng, but al gou die woord streng weg, nee, dis my die ouer wat sy kind, try guide, because die ouer is daar, en hy weet wat klap hy, sien jy? So, by me telling you, nee, wie's 9 o'clock in huis, of jy moet, dinge sy, moet nie terugpraat hier, as die ouers hier so sit, jy sit hier nie, hoekom sy, verstaan jy? En die sê ons nou die result van wie jy nou wat dag is, en alles die. Dis kom ek vir jou vraag, dit mos nou, wat ding jy mense moet maar, hulle kan is streng goed, maar Maar jou streng en sy streng, hoe lyk streng? Wat is streng vir jou? Kyk, kan wees ook evens hard praat, nee, vat die nonsens nie. Ek gesê, die moet so, en dit moet dinges, ek praat van so, streng. En evens, because ek sien baie kere dan sê ons, en die ladies praat van, ja, my ma streng, want my ma wil ek moet uitgaan vandag, so dat is ook wat ons perceive as streng. Ja. En dis wat ek maar sê, as ek meen maar nie, soos in, okay, ja, gou maar, ons worry nie, ons maar met die borreltjies sit, en maar geniet, praat van die, so. Heeltemal. So, julle is mos nou, like the youth, ek wil nie my age weggeen nie, maar die dating scene nowadays, ek weet,
Sê toe het jy die polygamous dag gekyk. Hoekom almal praat? Jy weet iets en dinge is en almal wat hier kom met as mense, dan moet ek aan mekaar sê, as niks van my uit. Het jy die polygamous dag gekyk? Jy moes eers net gesê jy het die. Wat jy nou die wat almal van praat. Ja. Ek is nog by episode 6 van het. Okay, so jy is by episode 6. Maar nou wat ek wil vra is, nowadays, doen julle HIV testing before you date? Disclose julle, weet julle status? Hoe maak jy jong mense? Wat is julle opinie omtrent daai? Ek dink man net hy moet gedoen word. Is a must. As 'n must, ja. As 'n must. As a must, but ek dink die jong mense dink nog aan daai nie man. Nee, ek dink maybe, and they should. En hulle moet. Ek dink daar is Because a ons kan nie wegkyk, you know what, young people are sexually active today. Ja. Verstaan jy? Of Jared Novel, hoor of nie worry, it's a reality out there. Ja. En hulle moet, en it's kind of controversial om even te sê hulle moet, because by dan lekker vir ander mense amper soos you are promoting. En dit is jy ding is van Gaan nie oor promote, maar my ja. ding is die, as jy sien die ding is daar, verstaan jy? Ja. You have to Wat doen jy om jouself veilig te hou? So ek dink ek weet ook nie of die jeug, you know, maar ek sal die dink aan. Sal ek nooit cherry vat en dan Hoe sê jy dit? op 18 years old, hoe lyk jou status? Of doen jy dat? Hulle vraag hoe ze hulle praat van het, ja. En dan praat die kinders, want dan krijg je mensen, kan zeggen, nieuwe antwoorden en hij. Interessant. Baie interessant. Wat sal jy sê, dink jy dit is 'n ding wat gedoen word? En why? Is dit, you know, belangrik? Ons het wanneer ons gepraat oor die stats in Suid-Afrika. Waar ons by 8 miljoen is. So dit is scary om te sien dat die statistieke is besig om meer te raak en nie minder nie. So wat vir my nou sê, iewers mis ons die punt. Iewers mis ons die punt, ja, because hoe raak het meer, en ek is blij dat jy gevra oor, praat daarvan op school. But nou laat het vir my wonder, hoe lyk die praat hulle daarvan op school? Interessant. Interessant. Voel allemaal gemakkelijk, you know, to be able to talk about it, voel je gemakkelijk om je insight te geven, because as that talks was, Ja. en je dat ingevat, dan sal dit tegen lekker die buitekant soort lekker, sien jy? So, Hulle dit voel, laat my eintlik wonder, hoe lyk die, you know, hulle voel gemakkelijk. Ek dink van, okay, ons moet die periode omkry vir dagse ding as sex before marriage of Meeste van hulle hou van sulke pasiaatskap. Nee. Meeste van hulle hou van, hulle lag hulle en dan praat hulle van het. Ja. Net omdat hulle dit van hou. okay, so dis a healthy ding. Kan maar sê, nee. soos hulle kan sê, as 'n menslike ding. By die skool Ja. sê hulle, as 'n menslike ding, so hoekom ons mag van het praat? Worry julle, you know, in young dinge is oor HIV. Kom dit op in julle dinge is soos nou vandag maybe in baie van ons minds sal kom, you know what, before I go for her, before I date, that's a ding soos HIV. As dit in julle, evens vir jou sal ek miskien vra, nee, gaan dit deur julle minds ook die ding van, ja, as ek met die persoon, of as ek die persoon van, Ja. het julle, Do I know? kom het ooit op in julle mind dat as dit ding soos HIV of AIDS of as dit my ding van, we loving life, having fun. As hy, het kom op jou gedagte. Nee. Ja, because ek dink niemand wil uit van die jou, ek het nou, HIV nie, verstaan. En So ek in dink julle dat man- vriendegroepe praat julle daarvan, of is dit my ding van, you know, siya kan vir homself. Nee, soos, ek het mos sê, para soos ek sê. Ja. Soos ek sê, nie But so- soos jy hoor maybe, Ja, Maar soos as jy nou mense se hare skeer, conversation wise, kom dit op in 'n conversation of is dit iets rarig wat oor gepraat word hè? ek gaan nou eerlik wees. Ja. As ek haar skeer, sal die sulke conversations uitkom. Net sommer uit die bloute uit.
Dan sal die persoon vir my dan moet vra of ek sal Ja. moet iets vra rondom dit. Okay. Maar ek voel net as personal, Mm. verstaan? Ek voel net as personal, maar sy moet ook oorweeg. Aware wees. Ja. Ja. En dan sê toe dink jy as baie as 'n goeie ding dat ons die soos ons laasweek gepraat het op by podcast van baie kere hou ons goede in self, ons maak dit personal. Dink jy as wys dat hierdie goedjies okay, ons moet nie praat, let's keep it rather keep it because it's personal. Hou dit stil. Ja, het is personal, want as mos jou personal. So het is personal. Ek sal dit uitpraat. So as sal jy sê julle as youth as 'n hou van alles private. Hou vir jouself. Self, ja. Meestal van die youth hou van. En ek gaan gewoon net die dingetjie vra because by die laaste episode was 'n meisie by die gesit het en sy sê sy's lost, sy weet nie waar toe gaan sy en ding as dink jy hy deel van die rede why so many young people are lost because alles vir self en ons wil net personal. Ons praat hier regtig Yes, uit. meestal van ons youth hou nie van praat nie. Hou nie van uitpraat sa mense nie. En hoekom hou jy nie daarvan nie? Ek weet, miskien alle omstandighede of hulle huishoudings of daai. Maar ja, ek voel net hulle praat uit die hulle wat vir hulle self. And there's actually a problem, ne? The silent battles. Maar so maar die meeste van hulle hou van chats as hulle gaan praat. Oh, Dan hou hulle van okay. negatiewe goedjies terug sê. En oordeel. Yes. So daai is die probleem. Ja. Ons het hier regtig safe spaces dan nie. Nee. Vir jou om te praat nie. En jy sê met een vriend. Ek lag so want ek het ook net een vriend. No, but dis kwaai Voel man. jy nee maar dit is kwaai. Dit is Voel kwaai. jy gemaklik om met jou een baraatjie hierdie goedjies te gesels? Because if okay, voor ek dit sê. Voel jy gemaklik? Ja. Nee. Ek gaat nou sê, no? Ek gaan nie oor dit praat nie. Ek gaan dit maar van myself. Voor jezelf. Okay. Ja. Ja, nee. Interessant. Interesting times wat ons in is. Maar weet, hoekom ek so love en ek sal dit I mean, mens kan sien Efton is 'n leier bin. Hy not a follower. En hy is wat ons regtig vir ons jong mense hier buite en jong seuns moet like inspire to be you and authentic you en is ek meer kwaai om die crowds te follow nie. Dit is nie meer kwaai nie. Maar nou wil ek by julle hoor, hoekom dink julle is die jeug so vatbaar vir gangsterism? Ek weet Vredenburg is ook 'n type of hotspot, nee, vir gangs. Wat is julle opinie rondom daai? Why? Hoekom het ons gangs daar? Sê toch weer. Kan nie so. Hoekom val die ladies so easy in die gangsterism? Ja. Ek weet nie. Ek dink ons seker maar 'n ding van die mos daar's niks om te doen nie. Man. Ledigheid. Wat is hy ou spreekwoord ledigheid is die duiwelse? Kopkusse. Oor kopkusse. As jy sien vandag ja, because it is en die rede hoekom ek van die goede doen wat ek doen because ek sien hoe recruit die manne die ladies. En is maklik. Ja. En dan is so ek weet nie wat julle antwoorde gaat wees, maar ek sal kan sê dalk you know what lack of jobs also. En ons gemeenskappe mis ons het net 'n vraag ook gevra. Is daar iets om te doen miskien in ons gemeenskappe? Ek meen maar as daar ook niks te doen is in die park anders as op 'n Sarah rugby gaan kykie wat doen jy vir die res van die week. So ek weet nie wat is julle opinions of sieninge oor hoekom die ladies maar hy sal my top 2 wees. Joblessness en as niks vir die ladies om te doen nie. Maar nou wil ek broer Jules hulle dan die Jesa. Jy weet van die Jesa. Gaan nie so intoe. Is daar rede? Dit is allemaal interessant. Hulle dan nie hab. Sê het, wat sal jy sê? Van die Van die gangs, ja. Hoekom dink jy is jong mense so ek dan easy val aan? begin van by jou huis af. Jou huis onstandighede. En plus by die skool ook.
Want dat is wat ek gesien het al. Met my 2 oë. Wat ek gesien het. Uit begin by jou skool. Dat gebeur En by die hulle- skool. Dit So hulle Kan sê- rekruut by die skool of Yes, soos kan we sê, uit begin hoe die onderwyser vir jou treat. okay. En hoe jou maniere is. Mm. Ja. Okay. Ek stem 100% saam met jou met daai een, hè. Dit is nog kort en kragtig. Maar ek het dit ook al self gesien al. Jy weet mos nee, wanneer jy in die klas sit en die onderwyser piek die hele tyd op jou my mas agent. Because why? En sommige kere die onderwysers weet wat gaan aanbied, hy so is easy om op jou te piek because want niemand van jou ouers het hom sê en dinge sê. En sy isolate hy kind net so en dit het gesê maar eet toe was net so seker sê maar eet toe would I like it and turn out to be part of that gang nonsense because why daar wie die gang I'll uplift my mas agent. Verstaan jy? Ek gaan nie vir jou as 'n sit van 'n familie. in 'n onderwysersklas. Ja, jy wil nie luister nie, jy bly so jy's nes jou pa. Maar die king al gesê my mas agent dis so dinge sê, anga, was so tek is so my mat pa. Sort jou uit. Wat dinge sê, verstaan jy? En easy dinge vir goed dinge jy. Beland die perk se laities, langebaan se laities, baie se laities in gangs mee maar. Wat sal jy en ek weet jy sê jy loop baie rond dis soos jy sien hy spaces maar as jy moet dink wat sal jy dink wat sal die rede wees wat jy dink dalk Ek dink, nee, as waar die, soos, wanneer nou sê die laities opgroei, die mense opgroei, die jong mense, nee. Soos, byvoorbeeld, ek onthou, ons het aan Hopland ook gebly, aan ou Hopland, en toe, dat is nou 'n voorbeeld wat ek gaan maak, waar ek nog gesien het, jy die, dat is wat ek nou kan dink, wat ook, as amper soos groep drugs, maar ek onthou, ek was seker gehad, 8 of 9, leer toe iets sommies geëet, toe blyk nou in Hopland, toe loop ons nou net, nou ek loop net saam hulle, Heel onskuldig. ja, toe kom ons nou by, ek dink ons gaan nou net stap, of ergens na toe, toe kom ons nou by 'n dam, by 'n sloot, toe staan haar poe, en hy was langs my skool, Okay. toe staan haar poe, 'n trokkie soos, toe staan hy toe, en daar was iemand aan, en ons stap toe, soos as naby kom, hoor ek nou net, sien ek net die manne sit hulle maskers op, balaklava, ja my broer dit is my grootste en hulle sê nou vir my, hulle gaat nou, ons moet nou die mense so trokkie op en hom, toe loop ek net weg, ek het gesê, ek gaat net om my fieters vastmaak, en toe hulle vooruit is, Slip. draai ek om, toe loop ek weg, Smart move. groepsdruk, Ja. hulle kan ek sê, hulle kan vir jou dom maak, man. Hulle kan vir jou Intrek, ja. sê, ja, kom hang saam oos, ne, dan, Next move. kan hulle kan vir jou sê, ons gaat vanavond na toe, daar sit ons daar, dan as sy daar so kom, dan sien sy, joh, So julle in 'n sien, ja. en dan is sy klaar vastgevang, Sure. en wanneer sy vastgevang is, en dan gaan sy nie uitkom nie, True. because, soos ek al gehoor het, as sy in 'n gang is en sy wil uitgaan, dan gaan sy eerder doodgemaak word. en Of hospitaal toe. en vir ons by daai eenheid om ek dink is groepsdrukke nog steeds 'n ding onder julle Ja, heavy ja. Sure. ja In 2026. Jo. dat is weer 'n heerlike vraag wat jy kan vra soms nie van ek wil nie raak aan daai vraag nie. This is Ask it. it's a very Ask it sensitive with topic. confidence Nogals ask with confidence. Guys, julle weet ons is in moeilike tye en die hele foreign story wat nou currently afspeel in ons land, wat actually for my personally is baie sad, want ons is almal mense. Maar nou, hoe voel julle, dink julle die foreigners vat ons werke? Of is it a perception? Ek het die baie om te sê rondom hy vraag, ek van 'n sensitive, was baie sensitive, so, ek voel net, ek gaan nie nog baie sê ja op nie, nee. Maar, ek dink net, ons almal is mens, so ek gaan The nie nog human veel sê factor, nie. true. ek het iets te sê so sê toe ga jy eers of moet maar Brian, wie ek het hier die vraag evens by die week ook ek vermy die vraag of die topic heeltemal you know
Is baie kompleks, is dat, you know, jy kan, of jy nou wat se kan staan, jy gaan nonsens skryf van beide Suid-Afrikaners en foreigners. Ja. Gelijk. Ek dink ons maak 'n fout mis u. Ja. En ek wil nie my ideologies so share nie. So ek gaan sê ek dink ons maak 'n fout. Ons is almal Africans. En my eie African broer, you know, weg te ja wat, you know, beter, you know, omstandighede kom soek as verkeerd. En ek weet hoekom ons wel sal weet, ja, because ja, ons kry swaar, dat die elements wat kanse vat, wat drugs land toe na ons dinge toe by ons land toe bring, sex trafficking, alles daai goedjies. Nou moet daai mense ook, you know, Almal onder een kamp. En baie van die mense kom hier so vir 'n betere Lewe, ja. In South Africa, ons het onsself gesit, ons land is, you know, the nation that stands for peace. En almal, you know, is verwelkom wat hier kry, is ons constitution. Op die einde van die dag, human rights first. True. Verstaan jy, op die einde van die dag. Ja. So ek dink, Suid-Afrikaners is reg om te protest, is in 'n volle reg om dit te doen. Peaceful protests, en alles daai. Ek wil nie sê party, ek sal sê, hulle moet seker maak dat, you know, wat daai dinges elements, nie daai hele march infiltrate en dan onnodige mense seermaak. Ja. Because op 'n einde van die dag, hoe gaan dit nou lyk? Jy kom nou, er gaan nou taking law into your own hands. Ek kom nou in die straat, dan kyk ek jou velpigment, is dit donkerder as myne? As jy Suid-Afrikaner, jy is Suid-Afrikaner, en baie van die Suid-Afrikaners is nou mixed met dinge, so jou maas van hier, jou paas van daai, nou vat jy almal gooi jy uit. Dis 'n hele nonsens. Verstaan jy? So, my laaste ding wat ek gaan sê, ek dink Suid-Afrika maak 'n groot fout. Ek dink ons tackle hier die ding reg. But also, someone needs to say something, and march other people who are saying something, en over ons almal valle dinge gooi. Op 'n my dag moet ons gaan vir die government toe, kom doen julle nie die week wat march dinge sê. Dayton McKenzie, jy het gepreach, Abahambe, jy het gesalop tot die, tot Bernie Riviere, vir dinge sê. And now you're having people wat the peaceful protest, hulle doen eintlik wat jy doen on a larger scale. Ja. Maar nou sê jy vir jou mense, don't do it. En om nie partake in die nie. So as a messed up thing, It is. Maar my ding is net like the innocent children, man. Innocent children. Ek min maar loods my ma se kind. Ek bly langs my bly as Zimbabwe's, né? Zimbabwe citizens. Ja, as ek van die week af kom, vanaf kom my klein meisie kindertjies en die klonkies groet. Die mooiste dinge is, you know, wat ons Afrikaanse leiers is sal doen. Wow. Do you know how ek used to loop, en die smile wat die leiers op my gesig, because dit is ook groot geraak het, soos die man gedinge sit toe, you know, ons kom van streng, ek weet nie word hulle streng groot gemaak, but as hy ding van, kyk hoe groot die kinders van my, dis die enigste mense wat vir my nou in die dag gegroet het, en is die Zimbabwe kindertjies. Verstaan jy? Wow. En dan sien ek hoe gaan hulle na diploma plegtighede toe, die Zimbabwe leitetjies. Hulle almal staan in die pad en klap hande vir hulle fellow Zimbabwe leitie wat nou wat dinge aan kry. En die middel van die pad. Dis ons leities. Verstaan jy? I learn something from them. They learn something from me. We become family. Nou wat jy vir my sê, ek moet die mense, né? Wat vir my baie meer beteken as baie Suid-Afrikaners vir my beteken ook. Verstaan jy? Moet ek nou sê, okay, julle moet Abahambe. Verstaan jy? As ons eie mense, as ons mense, ons moet opleeg om division te bring onder mekaar mee, bro. But dat is al wat ek kan sê. It's sad. It's sad. Ons moet my hart bid. Vader moet hier intervene. Vir vrede. Maar die vraag is, gaan hulle nog steeds gaan? Dat is wat ons moet wacht en zien, sê jy. Wil jy hele moet gaan? Nee, gaan nie. Hulle moet nie gaan, nee. Sy sê so mooi sakkies. Sê toe jou planne met die bug en die klap en die rugby club se planne. Hoe lyk jou res? Ja, Vredenburg. Die res van die jaar. Kan julle glo die jaar is amper weer klaar. Sjoe. Maar kom en gaan, Behalwe dat jy nog moet eksamens kry. Ek kan nou eintlik nog sê vir die mense wat ons plan is nie. Dat is nog prio.
It's private. Private and Jy confidential. moet skaam om te sê, is hier 'n plan? Maar Sê, as hier 'n plan nie. Ja, ek was Sarah as hier, was hier 'n plan nie. En dis speel jy glad nie. as mos die Oscar Daar was snoeker patat iewers. Sommige kere mos if you don't have something, just say I don't have. Nee, daar As was jy alles ons- patat betrokke, As jy broer ons- Jules. Nou geel is snoek en patat skit. Hy snoek en patat kan nie vir homself defend. Ek speel. maar ek lees het ons 5 punte gekry. Come on, 5 points. Hy het dus gespeel, maar ons het gekry. En wat dink jy waar gaan die buik opeindig anders in ons daai conversation? Dus hoe nou die tweede loop. Die tweede ronde ja, wat dink jy? En iewers, op die einde waar gaan julle opeindig as dit Eerste. en wie is reality? Ek is positief eerste, soos ek daar gesien het, die punte, ons sal eerste Nee, Pas op nou. En laas keer ons vir dinge gevra om bietjie vir ons te verduidelik. Because as jy sien wat ek wil actually weet wat gebeur en jy gaan seker nie buig nie. Ek try maar nou op, né? Wat gebeur in hy kamp op die oomblik. Because julle is 'n masjien jong. En die laaste keer wat ek so 'n masjien gesien het was die baai. Toe hulle net begin het met die Easter tournaments dinges. And I see it happening, with Friedenberg. So as jy miskien net so 'n bietjie behind the scenes kan gee, wat was die conversation daar? Laat die Berg nou, die dinges masjien is man. Because it's net so rapidly, boom, jy het geëindig amper tweede laaste met Lighties en die volgende jaar wen julle die dinges. So wat was die mind shift daar? So was dit ding van ons wil so die baie wees because it werk of was dit ding van ons die Bergman? Het was eintlik ons doen dit vir die gemeenskap. Okay, Ja. nice. En ons moet reis, want ons is die Friedenberg, ons is die Berg. Ja. As jy van sy wil so stay klap visie nee, het begin by jou. Wow. En Sy is eerste, soos Danny gesê het, sy is eerste 'n persoon by jou huis. Pa of zoiets. Kan hem jou dan gesê het, maar ja. En hoe is Danny? Because baie mense, praat van Danny wat groot voorbeeld is en wat hy is in his own right, verstaan jy? En wat ek ook sien. En ek dink baie van ons praat ook maar net because ons sê jy is daar. Wat 'n tipe mens is hy? Because die hele Weskus rugby as jy praat van kaptein, that's your go-to guy. Wat 'n tipe mens is hy? My opinie is Danny is 'n goeie mens. Hy's 'n motiverende persoon, soos ek kan dit sien. So vir my is dit Danny as 'n goeie kaptein. En kyk hier Friedenberg se players ook nou of voel hulle some type of intimidation wat kan wees, Ek weet nou nie. Sy Maar ek is so by op die rugbyveld, oefenveld. Okay. So ek kan nie sê hoe hulle nou oor voel of so nie. Maar meeste van die supporters is dankbaar en vir hom wat ja, en Positief. die voorreg om vir hom daar te en hê. hoe voel dit om van Mondray Tiki Jacobs daar te hê weer? Die mense is voor, die mense is dankbaar, die mense is eintlik bly daaroor dat Tikkie terug is. Come on, Tikkie. Ja, alles baie bly om vir hom terug te hê by die huis. Om hom terug te bly. Terug by die huis. Yes. Efter dit genoem jy maak jou barbershop op. So jy kan vir ons deel waar jou location gaan wees. Of nooi vir ons na die lunch toe. Miskien wil ek weer my hare saamvat, los. Wat is jou planne vir die laaste lap van 2026? My planne was, soos, ek en my broer, nee, ons het iets bespreek in laas week, so praat ons 'n bietjie. Soos, my broer het sy eie besigheid, nee. Amper so Korea, nie presies 'n Korea nie, maar hy doen junk removals, hy gaan heel goed, en bring dit vir die mense, hy doen sulke goed. Okay. Nou, dat gaan aansluit by die barbershop. Soos, het gaan amper soos een business, het gaan een business wees, wat in alles is. So jy gaan alles saam. Alles gaan ons saam Nice. doen, né? So ons gaan nou 'n barbershop begin bou. Want ek het mos nou een en ek is nou net doen house calls. Okay. Of mense kom tot by my, maar as jy elke dag lekker. Soos die weer hier buite. Miskien ek moet nou iemand se hare skeer buite kan. My nou nie reën loop. Dit gaan nie werk nie, verstaan? So ons gaan nou begin bou. En het gaan nie soos nou die een van die mooiste plekke wees nie, maar
It's a begin. There's a begin. Ons gaan Ja. dit maak vir my. Mm. Ons gaan dit maak vir my. Dan, na 'n paar jaar, gaan ek, soos, as ek nog my droom bereik het, soos elkeen het drome, Mm. as ek my droom bereik het, dan wil ek mense recruit, ne? Ek wil soos 'n babes opbou. Van die dorp, wil ek- Oh, nice. En dan wil ek Ja, kan 'n stoel gee. ja, ek wil 'n stoel Nice. en mense kry wat opportunities soek. Sure. Daar so. En daar soos Nice. Daar is wat ons doen ek in my broer. Miskien ons kry 'n jobie. Miskien nou hier vanaf tot ander land is whatever. Dan ons vat verskillende jong manne saam ons. Ons vat Wow. nie dieselfde mense nie. Oh, that is Daar beautiful. Wat ons maak om vir hulle ook van die straat af te kry. En 'n opportunity En te gee. opportunity te gee. Ook net Nice. om ietsie te maak. So dat is die plan. Come on. JC, wanneer jy jou droom reach, dan gaan jy daai dinge se doen. Wat is daai droom? Mm. Ek wil maar Soos 'n genoeg sak om dan die dinge se in bom of wat as jy want jy het gesê mos nou wanneer ek my droom Mm. reach, dan gaan ek die lady se vat bom, die dinge se bou bom en dan because dreams, soos as ek sê I'm going to reach my dream en as iemand anders sê I'm going to reach my dream, hulle praat van geld. Verstaan jy? I'm talking about doing what I love terwyl ek nog lewe. Met geld of sonder geld. Verstaan jy? So wat is jou, as hy sê, wat is Ja. nou net genoem het? ek wil maar daai netjie kyk keep man. Nog Yes. kyk, né? Jy mag Jy sal hom. en Jy sommige mag kere hom gaan jy kyk. voel. Yes. Okay, yeah, I think I've reached it. That's the dream. Now let's well. You might love it. En is It's all positive. Dink jy ek die doubt sê because ek weet business begin en veral jonk. Is it easy vir jou of is it jy 'n bietjie business background as 'n jong persoon of vas dit maar soos jy kon kry met mat. Soos meneer nou sê, as jy maklik nie. As jy maklik nie. Soos veral vir my, as jy maklik, ek meen, as ek baie babes in Vredenburg, Ja. Competition, bra. Kompetisie is baie daar. kompetisie. Mm. Soos, daar gaan miskien 'n week wees waar ek nog nie harder gaat skeer nie, maar geloof my pelie, maar. En as hy ook 'n income. Ja, vir my, Sure. maar daar gaan nie vir my nou, Mm. laat koot nie. Mm. Because, ek geloof, God het dit vir my gegee, man. En Come on. ja, die is vir jou. Ek het die talent vir jou gegee, want God het vir elkeen van ons 'n talent moes gegee. Want ek wil Powerful. myne gebruik. Ja. So ek gaan nie opgee nie. Alles het hoef, zwaar. Soos, Mm. selfs met my beroepse besigheid. Ek sien, as jy al daar wat het zo'n en Ja. daar so nie. Ja, ja. Maar, hy gaan nie opie. Sure. Ek val in sy voetspore. Consistency Ja. is key. Het julle miskien nog 'n laaste motivation vir die jong mense daar buite? Laaste? Of ja, die laaste question en die last motivation. Wat het julle gedoen vir jeugdag? Wat die 16de was? Ek weet wat hy moet doen, hè. Hy was nee, is nie. Ek gaan nie gewaarie nog nie. Jy's 'n in-house guy. Ja, ek was rede Was waar. ek reg? Come on. Dis wat ek gedoen het tog. Sê toe, waar was jy? Ik was op uw verjaardag geweest. Mm, Voor een begeleid geoefend. Op verjaardag. nice. Jong, wat het ons al gedoen op jou dag? Die burg het geoefen met ons. Julle moet ophou julle burgenas. Maar julle, 'n laaste motivation en eventueel veral jy, ek vat dat jy's 'n inspiration vir die jong mans hier buite. Want die feit dat jy gekies het nie om soos mense sê jou normal job seeker te wees en te kyk vir 'n werk. Jy soek net daai, maar jy het gekies om jou droom te volg en 'n besigheid te begin en net 'n laaste inspiration boodskap daar vir die mense daar buite. Wat dalk net 'n woord van jou nodig het. Ek gaan hom nou uit diep agter. Ek dalk al iets sê.
Nee, hy is 'n motiverende persoon. So Terwyl ek dink aan Moet hy eers begin. terwyl ek dink aan kom ek gistelang my motivation by julle ook. Want jy gaan seker vra, nee. Ja. Of as jy nou reg gaan vra, praat. Jy kan maar praat. Ja, kyk, ek gaan nie nog baie bedanks met die jeug. Jy moet sê ek wil die jeug soos net op gelag van we believe. I believe. Believe in yourselves as 'n jeug, my vader. So En belangrik. ek kan willen sê ons opinions op die einde van die dag, ja, it matters. But julle is in 'n matter more. Because het ons eie dinge wat ons na toe gaan en julle kom aan. Ja. Verstaan jy? So as julle hier is, dis ons nie meer hier is daar. So as julle is in wat matter op die einde van die dag, elke dag. Verstaan jy? As ek wil sê, moenie aan toe gaan nie. Yes, of course, moenie aan toe gaan nie. But if you gaan daar na toe, is jou dinges. Verstaan jy? Jy gaan jouself daar so vind en jy gaan jou eie dinges maak so. Don't take life too serious. Don't be too serious. Werk aan yourself, deal with your traumas, respect ander mense, but don't be too serious, my boss. As 'n jeug, die moet ons nie te serious vat, my bra. Verstaan jy? Ons moet nie net dink aan werk. Sien jy? Ons moet ook dink aan wat lyk om te doen, baba. Hare, kom ek sit my barbershop op. Maar môre lyk ek nie meer die barbershop dingie. So be it. My bro. Verstaan jy? So, True. that is my motivation aan julle. Don't take life too serious, my bro. Have fun. Sê toe. al wat ek kan sê is, geniet jou lewe. Soveel jy kan, want die lewe is baie korte buite. Geniet dit. En wie is die persoon wie jy dink jy is? Come on. Ja. Dus ek het nie baie om te sê nie, maar ek wil net sê, ons as jong mense, buite, moet maar altyd nederig wees en Sure. het respek, want ek glo met respek gaan of kan ze ver kom, né? En glo in jouself. Maak nie saak wat jou omstandighede is of wat is jou daaglikse probleme nie. Moenie fokus verloor as jy glo sy kan iets bekom aan wat sy dink sy kan bekom nie. Soos moenie laat mense se negativiteit van jou afsit nie. Sure. Moenie dink as hy nou miskien ek maak bijvoorbeeld 'n barbershop of whatever sy doen, sy maak musiek en iets. As jy begin, moenie laat mense by jou afsit of sê nee, sy kan nie, dat is vir jou nie. Daar gaan altyd negativiteit wees in wat sy doen. Al doen sy goed. Al doen sy iets goed. Hulle gaan nog steeds praat van jou. So, gaan net aan en maak wat is die woord? Make your best. Ja, gaan net aan en Ja. beste van wat sy wil bekom. Dat is wat ek vir julle wil sê. Come on. Sê toe en Eften, dankie vir julle tyd. Dat julle op die couch gekom sit het en met ons gedeel het. Vredenburg se jeug, soos julle kan sien. En ek sien uit na julle toekomsplanne. Ons het nog gehoor wat jy graag wil word en waartoe jy op pad is. So ek glo iewers in die toekoms sal ons weer incheck met mekaar en kyk hoe ver julle journey is. So van my kant af sterkte, veral jy wat nog met eksamens skryf en nog 'n heeltemal 'n journey het met die skool. Sterkte met alles wat jy gaan aanpak en veral met jou socials ook. Het is nice om te sien dat jy so jonk is, maar alreeds goals het en jou doelwitte bereik. Dit is awesome. En even van my kant af, omdat ek 'n boy mama is, ek baie as dit kom by seuns en jong mans wat 'n visie vir hulle lewens het en doelwit bereik en net anders is as die norm. Vir my is dit baie belangrik om te sê, well done. Ek is trots op jou en keep going. Jules het gesê, glo in jouself en ek dink dit is iets wat 'n mens vir die jeug hier buite moet sê. Beginne, glo in jouself en sê vir jouself, die toekoms, jou toekoms is in jou hande op die einde van die dag. So, En moet jouself klein maak, ja. Ja. Don't dim any lights. Don't dim that because, and I know this thing of being humble and jy het genoem. Nee.
being humble kan maak sommer keer dat jy teen jouself dinge se. And just because you're doing something good for yourself met your barbershop and whatever, nou word jy jouself verklein because why you trying wat jy doen nie maar again. En vir jou mag die Burger Planet vir die tweede ronde want ons kan nie wel so begin nie. Come on. Hazai. It's a wrap.